Vandag is donderdag 27 November. Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Ons is in die week net voor Advent en eerskomende Sondag vier ons die eerste Sondag van Advent. Ons wil jou dan aanmoedig om in hierdie week solank jou adventskrans gereed te kry. Daar's ook van die kersboksies by ons kerkkantoor beskikbaar. Andersins maak jou eie adventskrans, skryf vir jou 4 kerse, sodat jy elke week wanneer jy jou luistermeditasie doen, ook 'n kers kan insteek in herinnering van die week waarin ons is. Die teksgedeelte waarby ons egter vandag hier in die laaste week as het ware van die ou kerkjaar is, gaan vertoef is Psalm 96. Ek wil jou graag nooi om by die gedeelte oop te maak en dan saam met my tot rus te kom. Ek steek vir myself die Christuskers aan om my te herinner in hierdie wêreld waarin so baie dinge gebeur. Dat wanneer ek tot rus kom, ek kan weet dat Christus die lewende Here is, wat teenwoordig is, wat lig is en lewe is. Al 'n paar keer lekker diep asem. En met elke asemteug herinner jouself daaraan dat God in jou tuis is. En soos wat jy uitblaas, gee dit wat voorop by jou is, een vir die Here. Herhaal dit 'n paar keer, terwyl jy jouself in hierdie oomblik vir die Here oopstel. Psalm 96 tot Psalm 100 gaan oor God se koningskap oor die hele aarde. Ons lees in die 1983 vertaling vers 1 van Psalm 96. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot eer van die Here almal op aarde. Sing tot eer van die Here, prys sy naam. Verkondig elke dag sy reddingsdade. Vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. Die Here is groot, al die lof kom hom toe, onsagwekkend is hy bo alle gode. Al die gode van die volke is niks, dit is die Here wat die hemele gemaak het. Majesteit en luister straal vir hom uit, krag en glansvol sy heiligdom. Prys die Here alle volke, prys die Here om sy eer en mag, prys die Here om die eer van sy naam. Kom na sy voorhoewe toe, bring vir hom offers, buig voor die Here by sy heilige verskyning, betoon eerbied aan hom almal op aarde, verkondig onder die nasies. Die Here regeer, die wêreld staan vas, dit wankel nie, die Here sal die volke regverdig oordeel. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig, die see en alles daarin moet ruis, die veld en alles daaraan moet jubel, al die bome en die bos moet hulle verheug voor die Here, want hy kom. Hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Wat is dit wat jy vandag in hierdie teksgedeelte en in hierdie Psalm hoor?
Daar's min dinge so lekker soos 'n geskenkpakkie met jou naam op. En in die volgende paar weke gaan daar kersbome verskyn in ons huise en kerspakkies onder die bome neergesit word. En dan wanneer jy daai pakkie oopmaak en jy weet daai pakkie is spesiaal vir jou uitgesoek, dan is dit ekstra spesiaal. Die persoon wat die geskenk vir jou gegee het, ken jou goed, weet presies hoe jou hart klop, waarvan jy hou en wie jy is. Om die waarheid te sê, as jy 'n geskenk oopmaak en jy kry die gevoel, hierdie geskenkie is eintlik vir my gemaak, is dit ekstra kosbaar. My ma het altyd die vermoë gehad om sulke geskenkies uit te soek. So presies vir my. Soms gee mense en kry mense mos maar sulke algemene geskenkies. Dis natuurlik lekker, enige geskenk is lekker, maar dis so algemene geskenk. Boksie sjokolade, mooi boekie, 'n paar sokkies vir die mans. Dis nie sleg nie, maar dis so half algemeen. Badskuim of 'n nuwe dagboek vir die jaar. Daardie geskenke met jou naam op, wat spesiaal vir jou uitgesoek is iets anders. Ons gaan in die volgende paar weke dink oor Kersfees en die geskenk van Kersfees wat ons ontvang het. Ons lees in hierdie Psalm dat die een wat kom is die een wat kom vir hierdie hele wêreld. Dit kan daarom gebeur dat ons die geskenk van Kersfees kan sien as so algemene iets, so algemene gebeurtenis, so algemene geskenk van God. God wat mens geword het, ja, soos die Psalm sê, vir almal. God wat vir die wêreld kom wys het wat menswees beteken. Dis nie regtig uniek nie, dis nie so spesiaal nie, dis nie noodwendig vir my nie. Of mens kan Kersfees binnegaan, Adventstyd, en die menswording van God sien en beleef as God se spesiale geskenk vir die wêreld, maar ook vir my persoonlik. Dat dit 'n geskenk is met my naam op. God word mens vir my in hierdie wêreld. Hy word mens en kom wys vir my wat menswees beteken. Hy kom gee vir my persoonlik al die beloftes wat ek nodig het vir my lewe, hoop en vrede en vreugde en liefde. Ek ontvang die geskenk dat ek weet met hierdie Jesus kan ek persoonlik in 'n lewende verhouding leef. Wat sou gebeur as jy vanjaar Kerstyd vier? As God se geskenk aan jou met die wete, dit het jou naam op. Hy kom gee homself vir jou persoonlik. Dink vandag bidend wat dit vir jou beteken. Bertha Smit het iewers geskryf, die engelekoor sing weer soos destyds met die eerste Kersfees en Jesus word weer gebore, elke keer as iemand liefde aan sy naaste betoon. Mag ek en jy hierdie Kerstyd ingaan
En mag ons lewens 'n lied wees wat gaan oor die geskenk wat ons in Kerstyd ontvang het. Mag ons lewens tasbaar en konkreet iets van Jesus wys wat in ons gebore is, sodat mense eintlik saam met ons kan sing in hierdie tyd. God is hier, hy is Immanuel, hy is God by ons. Maak die geskenk van Kersfees vanjaar oop. Dit het jou naam op. Amen.